O Heilige Gees, U is so welkom in elkeen van ons harte, in ons gedagtes, in ons liggame vanmôre. Kom o soete Heilige Gees, kom en waai deur ons vanmôre. Kom en raak aan en kom staan stil by elke persoon vanmôre wat opgedaag het in gehoorsaamheid. Here Vader, vanmôre kom ons na U toe en ons reik uit na U soem en ons sê, Here, hier is ek. Petrus het gesê, Here, U weet alles. En vanmôre, Heilige Gees, wanneer U so by elkeen verbyloop en in elkeen se oor influister en by elkeen stil staan en net 'n hand vashou vanmôre en net die liggaam aanraak vanmôre en net die gedagtes aanraak vanmôre. Maak Uself so bekend vanmôre, Here. U liefde, U barmhartigheid, U teenwoordigheid, U absolute realiteit, U werklikheid. Dankie Here vanmôre dat ons weet, U is teenwoordig. Seën elke lied wat gesing word vanmôre, Here. Seën elke gebed wat vanmôre opgeskiet word na U toe, Here. In die naam van Jesus Christus. Ons koning, ons redder, ons verlosser, ons saligmaker, ons vrymaker, die een wat die prys betaal het. Hy wat nie net dood gesterf het op die kruis nie, maar hy's lewendig en hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God en hy het vir jou en vir my 'n plek voorberei. Ons hou vas daaraan en ons loof en ons prys U en ons dankie daarvoor, Here. Ons dien 'n lewende God vanmôre. In die naam van Jesus Christus verklaar ons vanmôre vrygemaak. Here Vader, ons lê vanmôre elke saak wat 'n mens vashou vanmôre. Elke leuen deur duiwel is gebreek vanmôre, Here. Ons bid vanmôre vir nuwe vrymaking. In hierdie plek, in hierdie laaste paar maande, Here, het ons gesien hoe U wonderwerke verrig. Ons het gesien hoe U harte verander. Ons het gesien hoe U liggame en omstandighede en verhoudings verander. O, Here, ons sê vir U dankie. Dankie, Here, vir elke gebed. And I like it, even though it looks like you're not working, we know you are working, Here. En ek bid hulle wat vanmôre nie hier teenwoordig is nie, ek bid die Heilige Gees se teenwoordigheid. Hier's boetas en sissas vanmôre hier wat iemand anders se naam opdra. Hier's boetas en sissas vanmôre hier wat bekommerd is oor iemand. Hoor alle name nou in die naam van Jesus. O Heilige Gees, roer hulle aan, raak hulle aan waar hulle ook al is vanmôre. En wanneer ons in hierdie plek vanmôre in lof en aanbidding is, Here, mag dit 'n welvallige geur in die troonkamer wees. Sien elke een raak vanmôre in die teenwoordigheid van Heilige Gees en in die naam van Koning Jesus Christus. En die kinders van die Here sê almal saam, amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer, halleluja. Halleluja. Dankie, jy kan die sitplekke neem. Wow, wat 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te wees. Hierdie amazing span wat die Here vir ons gegee het. Stem julle met my saam? Dankie Here vir so 'n band, halleluja. En as ons die koortjies kan sing, ek het so opgewonde geraak vanmôre, nie net in my gees nie, maar in my liggaam. Jy kan nie stil staan as jy sê, wow, hoe heerlik gaan dit wees in die hemel nie. Jy kan nie stil wees en sê, ek dien 'n amazing God, maar dan sing jy hom so nie. Amen. Dankie Here vir 'n wonderlike band. Halleluja. Is jy opgewonde om vanmôre in die huis van die Here te wees? Is jy opgewonde om te sê, maar ek weet, ek dien 'n lewende God. Ons het nie hier 'n dooie houtpaal of 'n ding wat ons moet aanbid en elkeen van julle moes vrugte of groente of iets gebring het om aan hom eer te bring nie. Daar's 'n amazing lied wat sê,
alles wat ek het, Here, is nie genoeg nie. Alles wat ek het is nie genoeg om myself vry te koop nie. Maar as ek my lofoffer vir U bring, dis vir die Here wil hê. Hy wil jou lofoffer bring. Hy wil sien jy sit alles net voor hom neer en jy sê, Here, Abba Vader, dis wat ek het om vir U te gee. En dan is daar 'n opgewondenheid in die koninkryk. Amen. Die woord sê dat die hemele raak opgewonde, engele raak opgewonde, as daar net een is wat sy hart vir die Here gee. En mag daar elke dag bygevoeg word, toegevoeg word, meer gevoeg word. En liewe Boeta en Sissa, dis nie pastoor Henry se werk nie. Dis jou werk en dis my werk en dis elkeen van ons se werk. Kan jy sê amen daarop? Kan jy dit verklaar en sê, ek verklaar, dit is my werk ook. Amen. Prys die Here daarvoor. Is die klank reg? Almal tevrede? Kan julle my mooi hoor daar agter? Dankie. Dankie vir ons span daar agter. Ek moet vanmôre ook net sê, ek het so opgewonde geraak op pad hierheen en toe ek hier opgedaag het. Daar's so 'n pragtige span hier by Middelvlei wat almal reg deur die week werk, wat almal iets doen sodat wanneer ons hier opdaag op 'n Sondagoggend, dis skoon, dis netjies, alles werk, die deure is oop, die water, meeste van die tyd, selfs nou met die nuwe planne wat gemaak is daar altyd water. Prys die Here daarvoor. En ek dank elke een van julle wat so hard werk, elke een van julle wat besig is om iets te doen tot eer en verheerliking. Ek gaan nie na die persoon se naam sê, maar ek het gister vir iemand gesê, jy is so besig, jy het so vol skedule, jy het so baie dinge wat jy doen. En dan kan ek vir jou gou-gou 'n boodskap stuur, en dan doen jy weer iets, en altyd met 'n glimlag, en die persoon se antwoord is, tot eer van die Here. Seën vir elkeen. En ek wil vir jou sê, liewe Boeta, liewe Sissa, as jy nog nie betrokke is nie, as jy iewerste nog nie ietsie doen nie, skakel in. Vra enige van die leiers en sê, hoe kan ek help? Hoe kan ek net ietsie kleins kom doen? Hoe kan ek my lig laat kom skyn? Amen. Ons tema vanmôre, het julle gesien? Lig. Die boodskap sê, jy is lig. Sê saam met my, ek is lig. Ek is lig. Hoekom is ek lig? Omdat Enrico so sê. Verseker nie. Dis my 'n voorreg om vanmôre die woord van die Here te deel soos wat die Here dit op my hart gelê het, en ek raak opgewonde daaroor, want ek vra altyd die Abba Vader, ek sê, Here, wat wil U hê moet ek kom deel? En ek is so opgewonde vanmôre, ek hoef nie 'n somber, swaar, teologiese boodskap vir julle te bring vanmôre nie. Dis vanmôre 'n boodskap van lig, dis vanmôre 'n boodskap van opgewondenheid. Toe ek vanmôre hierdie koortjies hoor, pastoor Jaco, dan weet ek, die Here werk. En hy wil hê ons moet vreugde hê. En hy wil hê jy moet kan opgewonde wees. Maak nie saak, selfs al sê die nuus, Dinsdag gaan drama wees. Dinsdag gaan swaar en moeilik wees. Liewe Boeta en Sisse, jy en ek kan in ons harte opgewonde bly. Van die Here sê, jy is lig. Jy het 'n doel. En ek weet nie wat se lig jy is nie, of jy een van hierdie helder ligte is, en of jy 'n klein LED liggie is, en of jy een van hierdie ligte is. Ek weet nie wat se lig jy is nie, maar die Here weet. Kom ons doen gou iets, ek weet nie of ons dit al ooit gedoen het nie. Vanoggend vir die volgende 2 minute mag julle almal julle selfone uithaal. Haal gou julle fone uit. Ek gaan vir julle vra, haal uit jou foon en sit aan jou liggie. Almal van julle, kom ons doen dit gou. Hulle gaan sê, is 'n lekker kerk hier in Middelvlei, ons kan ons fone uithaal tydens die diens. Nee. Ja, party fone. Maak seker jou foon is op silence terwyl jy hom het. Terwyl jy hom in jou hand het. Steek op julle fone, kom aan.
Moenie skaam wees nie. Sit aan jou liggie. Meeste fone het deesdae liggies. Hoe ver kan jy hierdie liggie sien? Ver. Selfs al sit jy hom net gou daar in die kamer aan, of gou daar in die huis aan, of daar in die voertuig aan. Pastoor Jaco, jy moet eintlik 'n foto neem van hierdie, almal wat liggies opgesteek het. Hulle sê almal, ons is almal bewyse, ons sê ja, ons is reg om ons lig te laat skyn. Halleluja. Die wat nie hulle liggies aan het, is maar net omdat hulle fone nie liggies het nie. Ek is seker julle wil ook julle liggies laat skyn. Nou sulke liggies het die Here in elkeen van julle in my gesit. Ons kan dit wegsit. Dankie. Prys die Here daarvoor. Tegnologie. Jare terug moes ons met so 'n stormlampie rondgeloop het. Maar daar is 'n liggie binne in jou en ek beloof jou dit, want die Here sê so. Selfs Abba Vader het die lig aangesit. Genesis 1, wat het Abba Vader gesê? Laat daar lig wees. Wat sê die volgende sin? En daar was lig. Amen. Nie 'n debat nie, nie 'n gesprek nie, nie 'n lang storie nie. Laat daar lig wees. En daar was lig. En Jesus Christus het in Matteus met jou en met my gepraat en hy het gesê, laat jou lig skyn. Hy het nie vir jou 'n lang reeks van reëls en voorskrifte en allerlei dinge gegee nie. Hy het nie gesê, jy moet eers deur hierdie proses gaan nie. Hy het gesê, laat jou lig skyn. Want hy het klaar vir jou die lig gegee. Amen. Ek wil jou vanmôre die vraag vra. Wie in jou wêreld, wie in jou kontakwêreld, die mense met wie jy kontak het, eerstens by die huis, die res van jou familie, by jou werksplek, in die strate waar jy beweeg, in die winkels. Wie kan sê en wie kan getuig, jy dra die lig van die Here? Of steek ons liggie weg vir 8:30 op 'n Sondagoggend, dan sit ons hom aan en ons kom bring hom, maar as ons by daai deure uitloop, en ons ry by daai hek uit en ons het vir Johan en Johnny hulle klaar gegroet. Tjoep, liggie af. Sien jou volgende Sondag. Né? Is dit wat party doen? Ek weet hierdie gemeente, niemand doen dit hierso nie. Dit weet ek verseker. Prys die Here daarvoor. Maar die Here het dit klaar in ons gesit. En ek wil hê jy moet deur hierdie week, wanneer jy rondbeweeg, vra jouself, sit ek nou my lig af en ek sit hom in my sak, want ek moet nou eers hierdie ou wat voor my ingery het uitsort, die ruit afdraai. Ons druk daarom deesdae meeste 'n knoppie. Nou sal ek my liggie weer aansit. Dis moeilik. Dis bitter moeilik. So vra jouself die vraag. Lees saam met my vanmôre Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Amen. Ek het hierdie liggies hier voor gesit. Dis nie net om hier voor 'n bietjie lig te maak nie. Julle almal sien dit. En hier sê die Here dit ook. Hy verwys hier na almal wat in die huis is. Het jy al verby 'n huis gegaan? Jy sien eers binne, maar jy sien die lig is aan. Het jy al iewers te gery waar dit pikdonker is en dan deur in die verte sien jy daar's 'n plaashuisliggie. Jy sien die lig. Daar's van ons wat al in nood was. Hoe bly was jy as jy 'n lig gesien het? Al moet jy deur die veld stap, al moet jy oor die heininge klim, al moet jy deur die bosse loop en die takke loop, maar jy moet by daai huis uitkom, want daar's hoop. Daar's hoop. So is jou lig skyn, is jou lig hoop vir iemand anders wat dalk nie vandag hoop het nie. Ek en my seun stap gister gou in 'n winkel in en die Here is getrou. Klomp dinge het gebeur,
ons planne het verander en ons stap in 'n ander winkel en ons ry na 'n ander sentrum toe om gou iets te gaan kry. Daardie verkoopsman wat ons help, ek stap reguit na hom toe en ek sê vir hom, help my gou, ons soek dit en dit en dit en dit. En hy sê vir my, vandag het julle my geseën. Nie omdat ons special is nie. Maar hy het iets in sy hart gehad. Hy het iets op sy hart gehad wat swaar gelê het en hy het teen met die Here al die hele week daaroor gesels. Die Here weet. En sonder dat ons weet, het ons met hom kontak gehad gisteroggend. Sonder dat ons weet, het ons met hom 'n gesprek gehad oor iets. En dit het hom geseën, wat dit ook al was. En net so, as die Here jou lei, en hy lei jou op 'n pad, en hy lei jou by iemand verby, en hy sê vir jou, maar jy moet nou vir hierdie ou net sê, dis oukei. Die Here sien jou raak, wat Heilige Gees ook al vir jou sê, laat jou lig skyn. Amen. Laat jou lig skyn. En dis wat die Here hier sê, vir almal in die huis. Vir almal in die huis. En hulle daar buite die huis, wat dalk die lig soek, en jy weet dit nie eers nie. Luister gou vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Is dit nie kosbaar wat die Here hier vir ons sê nie? Luister gou wat sê die Amplified weergawe, hy sê dit so mooi. Dankie Jason. Let your light shine before men, women, children, the world, ander mense, in such a way that they may see your good deeds and your moral excellence. Wow. Hy sê, and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Hallelujah. Moral excellence. Oh my word. Heilige Gees, help my. Kan ek wandel in moral excellence elke dag, elke oomblik? Ek sukkel. Die wêreld is woes en rof. En ons werk met allerlei mense en dinge en goede. En dit is soms so moeilik, maar hier sê die woord vir ons. Maar hoe doen ek dit? Uit my eie krag uit? Heilige Gees. Heilige Gees. Nie 'n tree sonder Heilige Gees. Maar is dit nie kosbaar hoe hy sê, so that others, luister mooi, so that others will recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Prys die Here daarvoor. Die Here het vir ons hierdie skrif gegee. En soos altyd, die woord is so getrou. Dis 'n riglyn. Dis nie net 'n opdrag nie. Dis nie net 'n wet nie. Dis nie net iets wat sê, jy sal dit doen anders nie. Amen? Ja, die Here is so getrou. Hy spel dit vir ons uit. En selfs net in hierdie 2 versies, gee die Here vir ons, nommer 1, bevestiging. Hy gee jou 'n mandaat. Hy sê, jy is lig. Nie as jy dit doen, dan is jy lig nie. Nie as jy eers tot by my kom kniel het en kom kruis, en jou eie kruis gedra, dan sal jy dalk miskien 'n bietjie lig wees. Hy sê, jy is lig. Kan jy dit saam met my sê? Ek is lig. Amen, want die Here sê so. Die duiwel gaan vir jou lieg en hy gaan vir jou leuen en hy gaan vir jou allerlei stories vertel, maar jy kan vir hom sê, maar die Here sê, ek is lig. Bevestiging. Daarna, dan gee die Here vir jou 'n opdrag. Hy sê skyn.
Hy sê nie as jy wil, of as jy lus is, of as jy vanmôre voel, hey, ek het 'n lekker nagrus gehad, vandag het ek sien 'n kans vir hierdie storie nie. Hy sê skyn. Amen, dankie suster, skyn. Halleluja. Ag, Here, help ons tog. Pastor Gary Kieswechter, hy sê altyd, ag Here, help ons. Vanmôre sê ek ook so, want Here, ons het soveel verskonings. Hoe maklik is dit nie om te sê, nee, ek nie, Here. Hoe maklik is dit nie om te sê, nie vandag nie, Here, ek het my eie probleme, ek kan nie iemand anders help met sy issues nie. Hoe maklik is dit om te sê, Here, maar ek is nie goed genoeg nie, Here, ek het nie geleer nie, Here, ek het nie 'n teologiese agtergrond nie. Here, vanmôre sukkel ek om lief te wees vir myself, nou wil jy ek moet vir iemand anders te lief wees. Here, ek moet eers gou die hond se toenails gaan knip, ek kan nie nou soen toe gaan nie. Ons het stupid verskonings. Wanneer die Here jou wil gebruik, en jy het nie eers 'n idee hoeveel en hoe kragtig en hoe kosbaar net jou bietjie liefde vandag vir iemand is nie. Jou lig moet skyn, my boeta. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy is nie, dit maak nie saak in watse plek jy jouself bevind nie. Die Here sê, skyn. Halleluja. Ek dink, as ek en jy so vinnig kyk, en jy vra, as die Here sê ek moet skyn, hoekom sal ek nie? Vang gou jou 2 vingers, kyk na jou vingers. Jy sal sien daar's unieke vingerafdrukke. Pastoor Henry, jy ken die polisie dinge. Niemand hier se afdrukke is dieselfde nie. Jy is uniek gemaak deur Abba Vader. Jy is uniek. Hy ken jou. Hy weet wie jy is. Hy weet wat jou omstandighede is. En hy sê skyn. Made by God. Daar staan nie made in People's Republic of China of iets van die aard nie. Amen. Prys die Here. Made by God. Skyn my boeta. Skyn my sissa. Die woord is so getrou dat die woord verder ook vir jou sê, okay, ek moet skyn. Soos jy manual, as jy 'n flitsliggie koop by die winkel, daar's 'n boekie by. Hoe sit ek die ding aan? Hoe skyn ek? Die woord in daai 2 verse sê vir ons hoe om te skyn. Hy sê jou hoe om te skyn. Die liggie wat jy is jy 'n LED? Is jy 'n spotlight? Is jy 'n strobe light? Is jy 'n klein vlammetjie? Is jy 'n klein optic fiber liggie? Heilige Gees gee aan jou die gawes. Heilige Gees gee aan jou die talent. Presies wat jy nodig het. Selfs jy, liewe jong meisiekind. Die Here gebruik jou. Kom ons dink aan 'n Samuel. So klein en jonk as wat hy was. Tot en met die oudste. Die Here het vir elkeen van julle 'n ligmode gegee. Amen. En jy moet bietjie die Here vra en sê, Here, wat se lig wil jy hê moet ek vandag wees? Ek weet ons het 'n supernova in hierdie gemeente. Pastoor Jaco, ek gaan nou na jou toe vinger wys. As jy Sondagoggende hier is, nee, en jy so on fire for Jesus, dan sê ek, Here, dankie vir manne soos hy. Supernova. En Heilige Gees jou meer krag en meer wysheid en meer vuur gee. Tot lof en eer van ons koning Jesus, en ek is so dankbaar. Jy saam met ons. Prys die Here daarvoor. Die woord sê, Heilige Gees voeg by. Soos wat jou omstandighede verander, soos die seisoene waardeur jy gaan, en jy bly sê, Heilige Gees, ek het jou nodig, sal hy vir jou genoeg gee. 1.5 volt, 12 volt, 220 volt. Julle manne wat daar by die myne is, julle het 550 volt, is ek reg? Jy kan 'n lekker lig skyn, so as jy 'n 550 moet wees 'n 550 vir die Here. Amen. As jy voel jy moet gerecharge word, recharge in die woord van die Here. Recharge hier in die huis van die Here.
Heilige Gees, wees met my. Heilige Gees, jy is my solar panel. Ek gaan nie pap word nie. Ek wil vanmôre vir elkeen van julle 'n uitdaging gee. Kyk of jy jou battery kan pap skyn hierdie week vir die Here. Try dit. Amen. Hoe meer jy skyn, sal die Here byvoeg. Ek staan op Maleagi. Die Here sê, toets my. En ek wil vanmôre vir jou sê, laat jou lig skyn. Toets die Here. Saam met Heilige Gees. Op jou eie gaan jou battery pap word, ek waarborg jou. Maar saam met Heilige Gees, vul my Heilige Gees, want ek wil skyn. Vul my Heilige Gees, want ek wil skyn. Vul my Heilige Gees, want ek wil skyn. En as jy volgende Sondag hier kom, dan gaan jy na Pastoor Henry en Pastoor Jaco en na die ander leiers toe, dan sê jy, ek's ge-upsize. Ek sien meer net 'n 1.5 volt nie. Ek's nou 'n 12 volt. Want Heilige Gees sal byvoeg. Dis wat die woord vir ons sê. Dis tye soos ons Pinksterdienste wat ons nou die dag gehad het. En as ek die getuienisse hoor, en vanmôre hoor ek nou weer die getuienis van ons suster wat sê, die Here het my genees. Dis tye wanneer ons regtig vir Heilige Gees so soek, wat jy daai recharge kry, wat jou lig net skerper skyn, wat jy nie meer skaam is om jou lig te laat skyn nie. Dit maak nie saak wie jy is of waar jy is nie. Skyn jou lig, want Jesus het so gesê. Amen. Ons eer die Here daarvoor. Vanoggend wil ek vir jou vra, is jy gereed om jou lig te laat skyn? Is jy vanmôre gereed om te sê, Here, hier is ek? Is jy vanmôre gereed om te sê, Here, ek wil my lig laat skyn? Jason, speel vir ons 'n bietjie musiek. Is jy vanmôre gereed om te sê, Here, ek is klaar met hierdie dinge wat my lig doof? Here, ek is klaar met hierdie ou batterye wat my aftrek. Here, ek is vanmôre klaar met die leuns van die duiwel en van die wêreld wat sê, nie nou nie. Moenie nou jou lig laat skyn nie, tyd's nog nie reg nie. Maar die duiwel vir jou sê, ja, jy sê goed, jy kan nie jou lig hier laat skyn nie, hier's ander ouens se liggies wat skyn. Die duiwel wat vir jou en vir my sê, nee, hierdie is nie die plek nie. Hierso, dit skyn ons nie ons lig nie. Dis koöperatief. Okay, kom koöperatief, ons skyn ons lig. Is jy vanmôre klaar om te sê, Here, ek het nie meer verskonings nie.